ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies en ons is besig met die Evangelie van Johannes. Ons is in 'n merkwaardige hoofstuk. Johannes hoofstuk 5. Is absoluut merkwaardig. Om te leer wie Jesus is, te verstaan wie hy is, te ontdek wie hy is, uit sy woorde. Maar ja, dit is 'n merkwaardige 'n reis of 'n avontuur. En jy weet, as 'n mens so lees deur Johannes die Evangelie, dan verstaan ek, hoe meer ek dit lees, hoe meer verstaan ek sy woorde aan die einde. As hy sê, nog baie tekens het Jesus in die teenwoordigheid van sy disippels gedoen, en ons het al gepraat oor die tekens, nie? Wat beteken die woord semeion, wat hy gebruik om wonderwerke te beskryf. 'n ander woord is die ander 3 evangelieskrywers. En hoekom gebruik hy daardie woord? Wat is sy intensie? Wat is sy doel daarmee? Wat hy gedoen het in die teenwoordigheid van sy disippels, met ander woorde, daar was 'n klomp ooggetuies. Dis nie sommer net versinsels nie. Daar was klomp mense. In die tyd van die lesers was daar nog heel wat van hierdie ooggetuies wat geleef het, so die mense kon dit verifieer. Hulle kon lees wat Johannes sê en hulle kon die mense vra, maar is dit reg? Was dit regtig so? Of hoe het julle dit belewe? Wat Jesus in die teenwoordigheid van sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie opgeteken is nie. Met ander woorde, Johannes se evangelie is selektief. Hy het selektief te werk gegaan oor wat om in te sluit by die boek en wat om nie in te sluit nie. Hy het net 7 wondertekens ingesluit. Maar daar was baie meer. En dan mens verstaan en beleef dat Johannes onder die leiding van die Heilige Gees hierdie evangelie skryf, dat dit 'n geïnspireerde evangelie is, deur die Gees van God, om Jesus te verheerlik, soos wat Johannes so pragtig neergepen het oor Jesus se verduideliking van die bediening en die werk van die Heilige Gees. Dan verstaan mense sy woorde as hy sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle kan glo, en by implikasie in die Griekse teks, kan aanhou glo, dat Jesus die Christus is. En deur te glo, lewe kan hy in sy naam. Deur te glo, by implikasie aan te hou glo, dat hy is wie hy sê hy is. En deur aan te hou glo, lewe kan hy in sy naam. Skielik gaan dit oop. Soos wat ons hier lees, nou Johannes 5, dit bevestig nie net jou geloof in Christus Jesus nie, maar dit moedig jou ook aan om te hou glo, meer te glo, meer te ken, meer te ontdek van die heerlikheid van Jesus. En dit ontsluit die wonders van God in 'n mens se lewe. Dit is wat hierdie evangelie so kragtig maak. Dis nie net 'n paar gedagtes, memoirs, neergepen op 'n stukkie papier, filosofiese sieningkies nie. Dit is die openbaring van die lewende God. En die openbaring van die lewende God het 'n onmiskenbare effek op die siel van 'n mens. So vandag begin ons by vers 30. Die gesprek gaan nou aan van die vorige video, nee, so as jy die vorige video gesien het, dan het jy nou die voordeel hiervan, nee, die vorige gedeelte hiervan. Jesus sê, uit my eie kan ek niks doen nie. Nou, ons het dit klaar aangeraak in die vorige video, want het kom vroeër ook in hierdie hoofstuk voor. Ek gaan nou doelbewus nou nie teruglees nie. Uit my eie kan ek niks doen nie.
Net die feit dat Jesus sê, kan ek niks doen nie, uit my eie kan ek niks doen nie. Mense sou sê, nee, tegnies kan Jesus sy eie ding doen. Net soos wat ek en jy ons eie ding kan doen. Maar vir Jesus is dit so 'n uitgemaakte saak, dat hy is 100% aan die Vader onderdanig. Nie 50 of 80% nie, 100% aan die Vader onderdanig. Dis vir hom 'n uitgemaakte saak. Daar is nie 'n opsie om nie aan die Vader onderdanig te wees nie. Dis so 'n lieflike ding om raak te sien. En dit is presies dieselfde karaktereienskap wat Jesus toeskryf aan ook die bediening van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees aan Jesus 100% onderdanig is. Maar ek het nou die dag 'n gesprek gehad met iemand, nou kan ek nie onthou met wie nie, of wat die omstandighede van die gesprek was nie, maar ek onthou dit. Petrus skryf in die oudelinge, dat die jongeres moet aan die oueres onderdanig wees, en hy praat daaroor, die Christelike etiek, leefstyl onder gelowiges, wat aan die gesag van Jesus onderdanig is. En dan skryf hy iets merkwaardig. Hy sê, wees almal in ootmoed, is 'n ou Afrikaanse woord wat beteken nederigheid van gees. Wees almal in ootmoed bekleed, in onderdanigheid aan mekaar. Nou hoekom sal Petrus dit skrywe? Dis nie net van die jongeres aan die oueres nie, maar almal saam in ootmoed met nederigheid van hart, beklee in onderdanigheid aan mekaar. Waar was dit? 1 Petrus 5 dink ek, as ek reg onthou. Het is 'n geweldige ding om te sê. Waar kry Petrus hierdie wysheid vandaan, hierdie insig om gelowiges te help en te bemoedig met dit is die regte vrugte om te hê. Om in ootmoed bekleed te wees in onderdanigheid aan mekaar. Waar kry hy dit vandaan? Want dit is die karakter van God. As jy kyk na die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is hulle in ootmoed bekleed, in onderdanigheid aan mekaar. Daar's absolute reinheid, absolute volwassenheid onder hulle, in die Godheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Die Seun 100% aan die Vader, die Gees 100% aan die Seun, die Vader wat alles oorgee aan die Seun. Nee, daar's hierdie lewe vir mekaar houding. Dit is so 'n belangrike ding om uit te leg, want as jy sien hoe Jesus die disippels se voete was in Johannes 13, dan demonstreer hy 'n goddelike aksie. Hy sê, julle noem my meester en Here en julle is reg. Ek is dit. As ek dan, julle meester en die Here, julle voete was, is julle verplig om mekaar se voete te was. Nou, kom ons gebruik die beeld van die voete was in Johannes 13, die idioom daarvan. En sê, maar dit is presies hoe die Vader, die Seun en die Heilige Gees teenoor mekaar optree. Dis wie hulle is. Dis 'n geweldige stuk insig om te hê in die karakter en lewe van God. As Jesus sê, uit my eie kan ek niks doen nie. Tegnies kan hy, maar om te sê, daar is net nie opsie nie. Ek is 100% aan die Vader toegewy en aan hom onderdanig. Dieselfde van die Heilige Gees teenoor Jesus. Nou, in die vorige gedeelte, die vorige video, het ons gesê, die Vader het al die oordeel aan die Seun oorgelaat. Nou, hier's 'n kosbare ding wat jy hier sien, want die Seun gaan nie nou, ja, lekker, okay, nou is ek die myn pikkewyn, en ek het al die oordeel, en nou gaan hy net bos nie. Dis nie rein nie, dis nie volwasse nie, dis nie goddelik nie, hy doen dit nie.
So ja, al die oordeel is aan hom oorgegee. Kyk nou wat sê hy nou. Al die oordeel is aan hom oorgegee, maar ek oordeel soos ek dit van die Vader hoor. Hy het alles ontvang. Hy is die primarius van die Vader. Maar hy is nog steeds 100% onderdanig aan die Vader. En my oordeel is regverdig, omdat dit nie my wil is wat ek nastrewe nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. 100% toegewy aan die wil van die Vader. My voedsel is om die wil van die Vader te doen. Ons leer, sonder dat ons het besef, terwyl jy hierdie woorde lees, leer jy iets ook van die Heilige Gees, se verhouding en houding teenoor die Seun. Ons kan sê, maar ons sal nou later daarby kom, so ek gaan dit nou 'n bietjie vooruit, maar ons kan sê, dis presies hoe die Heilige Gees sy bediening bedrywe. Hy het die bediening ontvang, soos wat Jesus die bediening van die primarius van die Vader ontvang het. Dis die Heilige Gees die oortuiger van die wêreld. Maar dit wat hy ontvang het, soos wat Jesus iets ontvang het, maar nog steeds 100% aan die Vader onderdanig is, so is ook die Heilige Gees in sy bediening 100% aan die Seun onderdanig. En hoe hy dit bedryf, is 'n kosbare ding vir my persoonlik om raak te sien. Vers 31. As ek net oor myself getuig, is my getuienis nie geldig nie. Nou dit praat natuurlik met Jode, wat uit die wet van Moses, soos wat God hom instruksie gegee het, die volk geleer het, dat in die mond van 2 of 3 getuienisse sal 'n saak vasstaan. Nou, miskien net om 'n gedagte in jou kop te gooi, as jy na 1 Johannes gaan, sal Johannes sê, daar is 3 wat getuig in die hemel, en daar is 3 wat getuig op die aarde. Net daai befame gedeelte, 1 Johannes. Nou, net vir interessantheid, want dit koppel nou baie pragtig met hierdie gedeelte. In die mond van 2 of 3 sal 'n getuienis vasstaan. Jesus sê, ek getuig nie alleen nie, dis een getuienis. Daar is 'n geldige, soos wat God bepaal het, volledige getuienis oor my. As dit net ek is, net ek sê dit, maar die Vader stem nie saam nie, dan is my getuienis nie korrek nie. Maar dis nie net ek wat so sê nie, wat oor myself getuig nie. Dis die Vader wat so sê. En daar's die 2 getuienisse, maar daar's 3, dis die volledige getuienis. Die Vader, Seun en Heilige Gees getuig dat Jesus is wie hy sê hy is. Die 3 wat op die aarde getuig. Die idee van die 3 getuienisse is om te sê, dis nie net 'n voldoende getuienis nie, dis 'n volledige getuienis. Dat dit waar is, dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Is dit nie kosbaar nie? Daar is iemand anders wat oor my getuig. En ek weet dat die getuienis wat hy oor my aflê, waar is. En hier verwys Jesus na die Vader, die konteks gaan dit nou uitlig, en sê dit ook pragtig duidelik. Maar daar is ook nog iemand wat oor Jesus getuig, en dis die Heilige Gees, en ons gaan dit sien in Johannes 16. Julle het 'n afvaardiging na Johannes toe gestuur, en wat hy getuig het, is die waarheid. Julle het 'n afvaardiging na Johannes toe gestuur, verwys Jesus, om vir hom te sê, so wat getuig jy, wie is jy? Wie sê jy is jy? Is jy Elia, is jy die, is jy daai, is jy so. Toe sê Johannes vir die afvaardiging, luister, kom ek julle iets vertel. Ek is 'n stem van een wat roep in die woestyn, maak die weg van die Here reguit. Ek berei die weg voor vir een wat na my kom, wat groter is as ek. Iemand wie se skoenrieme ek nie waardig is om vas te maak nie. Ek doop julle met water, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Jesus verwys na hierdie afvaardiging en hierdie getuienis van Johannes die Doper. Hy sê sy getuienis was waar.
Hoe het Johannes dit gekry? By implikasie. Sê, hoor wat getuig Johannes van my. Voor hy my nog geken het. Wie het vir hom dit gesê? Waar kry hy sy openbaring vandaan? En verder sê Jesus vers 34, nie dat ek op die getuienis van 'n mens steun nie. Dit is my kosbare uitlating. Nou, ek gebruik nou vir hierdie video gebruik ek die 83 vertaling. Ek weet nou nie wat sê die, kom ek kyk gou, wat sê die 53 vertaling, so dis vers 34. Die 53 vertaling sê, maar ek neem die getuienis van 'n mens nie aan nie. Ja, dit sou die letterlike vertaling wees. Die 83 het dit so bietjie makliker probeer stel, dat dit makliker is om te verstaan. Sê ek steun nie op die getuienis van 'n mens nie. Met ander woorde, Jesus sê, ek is nie wie ek gesê het ek is, omdat Johannes so sê nie. Nee, dis die implikasie. Maar Johannes het dit getuig, en die vraag bly steeds, waar het hy sy inligting vandaan gekry? Ek maak nou nie staat om sy, bou nou my reputasie en my bediening op die getuienis van Johannes nie. Ek wys julle maar net na Johannes, wat julle weet van God gekom het. Julle weet dit. So waar kry hy sy inligting vandaan? Nee, is die doel van die diskurs hier. Vers 35, praat van Johannes die doper. Hy was die lamp, wat gebrand en geskyn het, en julle was gewillig om julle 'n rukkie in sy lig te verheug. Ja, julle weet hy het van God gekom. Julle weet dit, sien, dit was so mooi. So julle weet, hy het van God gekom, en hy het die woorde van God gespreek, en hy was 'n profeet deur God gestuur, en hy het van my gesê, waar kry hy sy openbaring vandaan? Julle moet kyk na hierdie goed. Dit is my nogals mooi om te sien hoe Jesus met die skare praat hier, met die Jode. Vers 36. Maar ek het 'n getuienis wat nog gewigtiger is as die van Johannes. Julle weet wie Johannes was. En hy het iets van my gesê, voor hy my ontmoet het. En as profeet van God, het hy dit van God ontvang. Maar daar is nog 'n getuienis oor my, wat baie belangriker is as Johannes se getuienis, as wat mense sê. Die werk wat die Vader my gegee het om te voltooi en waarmee ek nou juist besig is, lê oor my getuienis af en bevestig dat die Vader my gestuur het. Nou hier, in hierdie gedeelte, sien ons presies 'n pragtige voorbeeld van hoekom en hoe, dink ek dink, dit vertel ons meer van die hoe, nee, Johannes by die punt uitgekom het, om 'n ander woord vir wonderwerk te gebruik, in plaas van dunamis, gebruik hy semeion, in plaas van wonderwerk, gebruik hy 'n teken. En hierdie was die rede hiervoor, kyk mooi, as jy na die teks kyk, Jesus sê, ek het 'n getuienis wat nog belangriker is as die van Johannes. Johannes het met woorde gepraat. En kyk nou wat lig Jesus hier uit, want dis nogals insiggewend. Hy sê, die werk wat die Vader my gegee het om te voltooi en waarmee ek nou besig is. Die taak wat hy my gegee het. Die taak getuig van my. En bevestig dat die Vader my gestuur het. En so dit wat Jesus doen, die gesprekke wat hy het met die mense, die wonderwerke wat hy verrig. Ons het nou al gehad, die water en wyn, en wat het ons nog gehad? Die seun wat hy so op 'n afstand genees, en ons het die man by Bethesda gehad, wat 38 jaar lank siek was. Ons is nou besig om nader te kruip na die vermeerdering van die brode in die volgende hoofstuk. Die 7 wondertekens wat Johannes selektief uitlig in hierdie boek Johannes, is getuienisse. Dis hoekom hy dit 'n teken noem, wat wys na wie Jesus is.
julle kyk, sê Johannes, of die mens kyk, vas in die vermeerdering van die brood. Dis soos 'n partytriek. Jy gaan, wat, dan was dit 5 broodjies en toe, breek hy dit en toe, wonderbaarlik te vermeerder die brood en 10.000 mense eet. Wow, nee, dis soos een, wow. Johannes sê, nee, wow. Dis ver groter as wow. Dit is nie 'n blote partytriek nie. Dis 'n openbaring van wie Jesus is, nie van wat kan hy doen nie, maar wie hy is. Dis die kosbare van dit alles. En dit bevestig dat hy is wie hy sê hy is. Die getuienis van die Vader is op hom. Dis die getuienis wat gewigtiger is as die van Johannes. Vers 37. En die Vader wat my gestuur het ook oor my getuienis afgelê. Dus nou, hy sê, Johannes het vir my getuig. Hy sê, ek getuig van myself, maar my getuienis op homself, op sy eie, is nie geldig nie. Nee, as dit net dit was, net ek getuig. Niemand anders getuig saam nie. En dan bedoel hy nou, die boodskappers van God, die werke wat hy doen, en die Vader self. As daardie getuienis wat van God afkom, want God getuig deur die boodskappers, deur die dade en die werke wat Jesus verrig. As net Jesus iets sê, wat nie saamstem met wat die Vader sê nie, beteken dit niks. Is die argument. Maar Johannes wat 'n profeet van God is, getuig van my, die werke wat ek doen, getuig dat God my gestuur het, en die Vader persoonlik getuig van my. Nou, dis interessant dat in die evangelie van Johannes, die gedeelte van die berg van verheerliking nie opgeteken is nie. Wat ek sou gedink het, was 'n prima toneel om te beskrywe in die evangelie van Johannes. Dit is net so interessant, nee? Maar miskien was dit, het hy dit nie beskryf nie, omdat dit reeds beskrywe was in die ander evangelies, want hierdie Johannes se evangelie was die laaste een wat geskryf is. Met ander woorde, dit is die jongste evangelie. En die ander was voor dit, so dit was al reeds deeglik beskrywe, en Johannes het 'n nuwe bydrae gemaak om dinge, die lig op goed te laat val, wat nie so seer in die ander beskrywe is nie, om die getuienis van Jesus uit te lig. Miskien is dit die rede, ek weet nie, dis gis nou maar. Die Vader wat my gestuur het ook oor my getuienis afgelê. Sy stem het julle nog nooit gehoor nie, en dit is wat ek nou wou sê, ek het vergeet om dit te sê, is die Vader op die berg van verheerliking sê, dit is in sy hoorbare stem, hulle het hom nie gesien nie, maar in sy stem sê hy, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag, luister na hom. Vir hierdie Jode hier, want dit was 'n baie unieke spesiale geleentheid, wat geuiter is teenoor 3 disippels, Petrus, Jakobus en Johannes, in die teenwoordigheid van Jesus, op die berg van verheerliking. Hier, in Johannes 5, praat Jesus met die Jode en sê vir hulle, sy stem het julle nog nooit gehoor nie, en sy gestalte ook nie gesien nie, want die Vader is onsigbaar. En dit word ten minste 7 keer in die Nuwe Testament beskrywe, die onsienlike God, die God wat in ontoeganklikheid woon. 7 keer, Nuwe Testament. Hierdie is een van die beskrywings, van die 7. Het hom nog nie gehoor nie. Nou, daar is mense wat hom gehoor het. Petrus, Jakobus en Johannes het hom gehoor. Die gehoor met wie Jesus hier praat, het hom nog nooit hoor praat nie. Die Vader, nog nooit. Sy stem gehoor, of sy gestalte gesien nie. Niemand het nog ooit nie. Die enigste een, wat hom ken en sien, is sy seun. Vers 38. Die Vader se woord, by implikasie, die teks sê, en sy woord, praat van die Vader. Die Vader se woord, lewe nie werklik in julle nie, omdat julle nie in die ene glo wat hy gestuur het nie. Sê, hier is die klinkklare bewys dat julle God nie lief het nie, dat julle hom nie dien nie, dat julle hom nie soek nie. Hier is die klinkklare bewys. Ek wat hy gestuur het, ek wat van hom kom, ek wat in hierdie hoofstuk sê Jesus gelyk is met die Vader.
Wat 'n aanduiding van Jesus se identiteit, nee? Julle glo my nie. Ek wat is wie ek sê ek is, wat die getuienis van die Vader op my het. Julle glo my nie. Dis die bewys dat julle God nie soek nie. Want as julle die Vader regtig gesoek het, julle soek hom. Julle wil julle lewens voor hom buig, julle wil aan hom onderdanig wees, soos wat hy hom aan die Jode openbaar het deur die eeue, dan het hy julle by my uitgebring. Maar die bewys dat julle my, of die feit dat julle my verwerp, wys dat julle soek hom nie. Dit is 'n kragtige redenasie en 'n getuienis. Julle ondersoek die skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. Doen Bybelstudie, studies, teses en dissertasies. Doen julle, ondersoek die skrifte. In die skrifte, sê Jesus, dis juist die skrif wat oor my getuig. Tog wil julle nie na my kom sodat julle die lewe kan kry nie. Julle doen alles, doen die Bybelstudies, julle lê julle lewens toe daarop toe. Wy julle lewens aan die studie van die Bybel en teologie. En die hele Bybel praat van my. Nou, dit was vir my 'n kosbare gedagte om te dink. Die hele Bybel praat van Jesus. Hoe praat die hele Bybel van Jesus? Hoe praat die skrifte, die wet en die profete? Ons weet van 1 of 2 skrifte, sê nou maar, so uit die vuis uit, Jesaja 53 en Psalm 22, nee, die Messiaanse psalm, Messiaanse profesie in Jesaja. Jesus sê, nee, die hele wet, en al die profete, almal praat van my. Dit het gemaak, en ek die woorde van Jesus lees, maak het ek teruggaan na die Bybel en heeltemal opnuut begin lees. Nee, en soek Jesus in die Ou Testament. Dan kom jy dan op 'n kosbare skatkis van Openbaring en wysheid af, nee? So julle ondersoek die skrifte, en die skrifte praat van my, maar julle weier om na my toe te kom, sodat julle die lewe kan hê. As julle nie na my toe kom nie, kan julle die lewe nie hê nie. En dis die ding. Ons sit met 'n moderne evangelie, wat net sê, God gee vir jou die lewe. Al wat jy moet doen, is sê jy wil dit hê. Dit is net glad nie 'n Bybelse evangelie nie. Nou, jy hoor dit, en dan dink jy, maar wat van dit is die Bybels nie, waarvan praat jy nou? Kom ek jou wys. God gee nie die lewe nie, en sê, al wat jy moet doen, is sê jy wil dit hê nie. Dit klink dalk vir jou reg, is glad nie wat in die Bybel staan nie. Is glad nie, dit staan nog nooit daar gestaan nie. Dis nie wat dit sê nie, want daai tipe benadering, sny Jesus totaal en al uit. Hy sê, hy is so lief vir almal, almal behoort aan hom, almal is sy mense, en hy maak sy lewe vrylik beskikbaar, en omhels dit net, en sê, skus, maar dit is nie wat die Bybel sê nie, ek sê jammer, dit is nie wat dit staan nie. Dit was net nog nooit die prediking van die evangelie. Dit is 'n baie slinkse verdraaiing van die evangelie. God presenteer sy seun, en sê, dit is my geliefde seun, luister na hom, en die wat na die seun toe kom, hulle ontvang die lewe. Hierdie ander een, hierdie moderne weergawe, sny Jesus net uit, want dis al wat die Satan hoef te doen. Sny net Jesus uit. Hê al die goeters, hê dit daar, al die godsdienstige goeters, en die bygeleide, en jy weet, en die sensoriese goeters, en die kerse, en die wierook, en die orgel, of die gitaar, of die band, of wat jy ook al nou daar wil hê, hê dit alles, hê daar gawes, en sending, en welwillendheidsuitreike na die gemeenskap, en hê kospakkies, hê al die goeters. Hê die konferensies, hê die seminare, alles met dat, sny Jesus net uit. Jy moet dit raak sien. Laat die mense geloof hê.
solank hulle net nie geloof in Jesus het nie. Want geloof in Jesus beteken 'n lewe wat voor hom buig. Daar's nie 'n manier hoe jy in Jesus kan glo, dat hy is wie hy sê hy is, en dan lê jy nie jou lewe voor hom neer as die absolute heerser en baas van jou lewe. En dit is in daardie buig waar jy hom dan leer ken, ook as die saligmaker en die verlosser. Maar ons wil nie dit breek nie. Ikona. So, dis een van die uitstaande kenmerke van 'n moderne evangelie. Dis 'n Christuslose Christenskap, wat niks te maak het met die openbaring van die karakter en waarheid van Jesus as die absolute hoof en Here van die heelal. Dit lyk vir my, nou ja, ons het nog 'n gedeelte in hoofstuk 5, ek het nou nie gelees wat nou kom nie, maar ek dink ek gaan nie dit nou jaag nie, ek gaan nou hier afsluit. Net met daardie gedagte. Kom ons lees daai laaste 2 versies weer. Julle ondersoek die skrif omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry, en dis juist die skrif wat oor my getuig, tog wil julle nie na my toe kom, sodat julle die lewe kan kry nie. So 'n belangrike punt in die gesprek. Met ons volgende video, kom ons vat net hierdie gesprek verder, en praat 'n bietjie daaroor. En laat jy die Heilige Gees toe, om jou hart te was, en jou oë te salf, joune en myne, dat ons die heerlikheid van Jesus kan raak sien. Elke knie sal buig.